preek vir ons vandag. U woord soos 'n vars brood en bedien ons daarmee. Amen. Ek wil vanoggend begin op 'n snaakse noot. Ek het 'n probleem. My probleem is nie my vrou wat hoes nie. Ons was laas week vir die week in Walvisbaai. Ironies genoeg het ons Dinsdag teruggevlieg toe die internasionale aankoms en vertreksaal in Kaapstad gebrand het. So, dit was nogal 'n bietjie chaos. Maar, as ons altyd so Walvisbaai toe gaan, dan maak ons afsprake met ou lidmate wat ons so kontak mee hou deur die jare. Ons was 23 jaar gelede daar weg. Hierdie keer te maak ons afspraak met 'n man en 'n vrou. Ons het kontak op WhatsApp gehad, maar ons het mekaar letterlik 23 jaar gelede gesien. En hier is my probleem. Nou dis seker, ek moet seker die probleem by myself soek. Toe ek en die ou mekaar sien, hy's nou 73, ek is nou 65, 23 jaar terug was ek 42 en hy, wat ook al. Toe ons mekaar sien, toe gee my 'n drukkie en sy oë skiet vol traan. En toe sê hy die volgende: ek is kwaad vir jou, omdat jy weggegaan het. Met ander woorde, hy was 23 jaar nie terug kerk toe. Want sy God het gegaan. Hou op van dominees God maak. Ek het al baie gevind, en nou shoot ek sommer stryd, ek het al baie gevind, dis mense wat al weg is van ons, want ek laat nie vir hulle weet wanneer ek nie hier is nie. Dit gaan oor, jy kom vir die woord. Wie ook al die woord bring. Ok, dis my eerste probleem met Walvisbaai. My tweede probleem met Walvisbaai, en die Walvisbaaiers, ek sal dit vir hulle ook sê. Nou beweeg ons so tussen die mense, en ons kuier, en jy hoef nie te vra hoe gaan dit met wie nie, want jy hoor van almal alles. En as 'n mens nou, ons is nou, kom ek sê, ons kyk so terug op 23 jaar. Die mense wat nie vergewe het nie, dis nag vir hulle. Hulle het met hulle ry grondpad. Jy sien dit. As jy so terugkyk oor die 23 jaar vandat ons daar weg is, jy sien wat, jy is later so bang om te vra, hoe gaan dit met die ene, want jy is bang, die ene praat nie meer met daai ene. Nou vanoggend wil ek sluit daarby aan. Jesus is aan die woord in Matteus 5. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek, Jesus sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, julle moet bid vir die wat julle vervolg. Luister hoekom. Sodat julle kinders van julle Vader in die hemel is. Kinders van God doen hierdie goed. Vergewe hulle vyande
en verdra as hulle vervolg word. Dan sê Jesus verder, hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie. As julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie. En dan gee hy 'n punchline. Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Ek begin met 'n storie uit die Tweede Wêreldoorlog. Hy was 'n skurk wat jy in flieks sou haat. Maar dit was nie Hollywood nie, dit was Rome onder nazi-bewind tydens die Tweede Wêreldoorlog. Kolonel Kappler, bevelvoerder van die SS-troepe wat Rome beheer het. Sy reputasie as skurk was berig. Toe die Gestapo Rome beset het, het hulle aangedring op 'n multimiljoen geldtransaksie vir die lewens van die Jode. Met die hulp van die paus het die hoofrabbi van die Rome die geld binne 24 uur bymekaar gemaak, maar die nasies en by name Kappler, kolonel Kappler, was nie tevrede nie. Hy het die Jode in treintrokke na konsentrasiekampe laat vervoer. Kappler se SS het op 'n gereelde grondslag lede van die weerstandsbeweging gemartel en tereggestel. Toe 'n bom die lewens van 32.000 soldate in Rome eis, het Kappler teruggeslaan deur 320 burgerlikes gevange te neem. Hulle deur die strate van Rome te laat paradeer en daarna het hy hulle in 'n grot met masjiengewere doodgeskiet en die toegang van die grot versper sodat die dooies en gewondes daar vasgekeer was. Met al sy wreedheid en slinksheid kon Kappler nie daarin slaag om die meesterbrein agter die massiewe ondergrondse netwerk wat die Jode uit Rome help vlug het, vastrek nie. Kappler het presies geweet wie die man is. Dit was 'n Vatikaanse priester wat weens sy reddingspogings die bynaam gekry het Scharlakenpimpernel van die Vatikaan. Solank hy in die Vatikaanstad gebly het, kon Kappler nie 'n vinger verroer nie, want dit was neutrale grond. Hierdie eerste priester, Hugh O'Flaherty was sy naam, was nie hy's iemand wat hom tot neutrale grondgebied laat beperk het nie. Hy was 'n kranige amateur bokser wat nie sommer van 'n geveg af weggeloop het nie. Daarom het Kappler hom dopgehou en een wintersoggend eintlik die net getrek, nou gespan rondom O'Flaherty, hierdie priester. Die SS het die woning van die prins omsingel, want O'Flaherty was daar binne by die prins. Kappler het uit sy swart amptsmotor geklim. Hy wou persoonlik die moeilikheidmaker van 'n priester gevange neem. O'Flaherty het teen die kliptrappe wat gelei het na die kelder afgehardloop. Daar was geen manier uit nie. Nêrens was daar 'n wegkruipplek nie. Hy kon hoor hoe die Duitsers bo die woning gil en vra waar hy is. Daar was egter te veel op die spel om homself net aan Kappler oor te gee. As hy net kon ontsnap, sou die nasies geen bewys gehad het dat hy daar by die prins was nie. Terwyl hy gekruip het, al met die gangetjie langs wat na die kelder gelei het, het O'Flaherty 'n vreemde klank gehoor. By nadere ondersoek het hy gesien, dis die prins se nuwe voorraad steenkool wat afgelaai word. Terwyl hy nader aan die klank beweeg, het hy 'n lig gesien, daglig. Hy het by 'n valdeur uitgekom. Hy kon daardeur klim. Hy het uitgeklim, sy priestergewaad uitgetrek en hom swart gesmeer met steenkool. En hy het gemaak asof hy saam met hierdie mense die steenkool aflaai. Met behulp van een van die steenkoolmanne kon hy verby die SS-troepe loop en vol misnoë na die vuil man gekyk het.
toe hy buite die vyand se gesigsveld is, het hy ontsnap. Nou hier is die punt. Kappler is na die oorlog gevonnis tot lewenslange gevangenisstraf oor die oorlogsmisdade wat hy gedoen het. Net een man het hom in die tronk gaan besoek. Die priester O'Flaherty het elke maand vir Kappler gaan besoek. In Maart 1959 het Kappler vergifnis gevra vir al sy verkeerde dade. Daar in die tronk is hy gedoop deur O'Flaherty. So is die grootste reddingspoging voltrek met sy skuld bely deur God vergewe, het O'Flaherty die bediening van versoening bedien aan sy eersgenome vyand. Sodat, Jesus se woorde sê, sodat julle volmaak kan wees, soos julle Vader in die hemel volmaak is, sodat julle kinders kan wees van julle hemelse Vader. Nou die Bybel het 'n mooi voorbeeld hiervoor. Ons kan nou maar van Dawid sê wat ons wil. Dawid het met Batseba gesondig en hy het 'n moord laat pleeg. Kyk, Saul het 'n jaloesie gehad teenoor Dawid. Nadat Dawid Goliat verslaan het, het die volk vir Dawid begin prys. Saul het gevoel sy eer en aansien word bedreig. In 1 Samuel 18:8-9, Saul het kwaad geword en van daardie dag af het Saul met Dawid met wantroue beheen. Vrees dat Dawid sy koningskap sou oorneem, want Saul het besef Dawid is deur God geseën terwyl die Here van hom af onttrek het. 1 Samuel 18:12, Saul was bang vir Dawid omdat die Here by Dawid was, maar van Saul gewyk het. Die gees het Saul verlaat. 1 Samuel 16:4, 'n bose gees van die Here vanaf het Saul getuister. Nou al hierdie, jy kan gaan lees in 1 Samuel, die probleem wat Dawid gehad, hoe hy voor Saul gevlug het. Toe kom hy eendag in 1 Samuel 24, in 'n situasie waar Saul is op jag na Dawid. Hy wil Dawid doodmaak. En hy gaan in 'n grot in. Nou, ons het op die plaas gesê om 'n veldie te vang. 'n Veldie te vang. Jy sal weet wat ek bedoel. En Saul Dawid en sy manskappe sit agter in die grot. Ek wil lees van vers 7. Hy het vir die manne gesê, dis nou Dawid, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand teen die koning, die gesalfde van die Here, oplig, want hy is die gesalfde van die Here. En hy soek vir Dawid om Dawid dood te maak. Vers 8, so het Dawid sy manne met sy woorde gekeer, want die manne sê toe, kyk, die Here gee hom in jou hand. So het Dawid sy manne met sy woorde gekeer en hulle nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. En Saul het opgestaan en sy koers gegaan uit die grot uit. Dawid het klaar gemaak en uit die grot gegaan. Hy het agter Saul aangeroep. U Majesteit die koning, toe Saul omkyk, het Dawid gekniel, kyk mooi, hy het gekniel in respek, hy het gebuig. Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na praatjies van mense? Wat sê Dawid soek u ondergang? U sien vandag met die eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het, en as dit ware vir my gesê het om u dood te maak. Maar ek het u gespaar en gesê, ek sal my hand nie teen die koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here. My vader,
Kyk Dawid se respek. Nou sê hy vir Saul, my vader. Kyk tog. Want Dawid het 'n stukkie van sy mantel afgesny met Dawid se spies. Kyk tog na die punt van u mantel in my hand. Deurdat ek die punt van u mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien dat daar geen kwaadwilligheid of opstandigheid by my is nie. Ek het nie teen u in opstand gekom, selfs al agtervolg u my om my lewe te neem, om my dood te maak. Dan sê Dawid 'n mooi ding, die Here sal reg spreek tussen my en u. Liewe vriende, al wat ek en jy moet doen vir hulle wat ons regeer, is vir hulle bid. Dis die opdrag in die Bybel. Ek het so mooi Engelse stelling. The love for equals is a human thing. Met ander woorde, om mense lief te hê wat gelykstaande aan ons is. Friend for a friend, a brother for a brother. It is to love what is lovely and lovable. And then the world smiles. Tweedens, the love for the less fortunate, met ander woorde vir die behoeftiges, is a beautiful thing. The love for those who suffer, for those who are poor, sick, the failures, the unlovely, that is compassion. Derdens, the love for the more fortunate is a rare thing. Dit is nou mense wat meer as jy het. To love those who succeed where we fail, to rejoice without envy with those who rejoice, to love the love of the poor for the rich. The world is bewildered by its saints. Ek sê altyd, ons is inherent jaloers as dit met iemand anders goed gaan. Ons huil graag saam met die wat huil. Ons is moeilik bly saam met die wat bly is. Then lastly, and then there is the love for the enemy. Nou, miskien het jy nie 'n enemy nie. Maar miskien het jy iemand van wie jy nie hou nie. Nou dis ook nie sonde om van almal nie eweveel te hou nie. Maar almal van ons het baie keer iemand wat jy wens hy het nie vir jaar terug gekom werk toe. Jy wens hy het vir 'n ander werk gekry. Jy wens jy loop hom nooit weer aan. And then there is the love for the enemy, love for the ones who does not love you but mocks, threatens and inflicts pain. The tortured's love for the torturer. This is God's love. It is full of forgiveness. It conquers the world. Dis wat Jesus hier in Matteus 5 sê, wil julle kinders van God gedoen word. Omdat as jy jou vyand haat, kan jy hom nie na die Here toe lei nie. Dis hoekom ons hom moet lief hê. 'n Amerikaanse soldaat het nooit na die Vietnamoorlog teruggekeer saam met die troepe nie. Sy vrou en sy 2 dogters het aanvaar hy is ergens op 'n veldslag dood. 10 jaar later, dink jy nou, 10 jaar later bel hy sy vrou. En hy sê vir haar, hy was nooit dood nie, hy het verlief geraak op 'n Vietnamese meisie en hy is met haar getroud en hy het nou 'n 8-jarige dogtertjie wel. En hy sê vir haar, luister nou, hy sê vir haar, onthou die Amerikaners het geld gewoonlik. Hy sê vir haar,
Ek is met terminale kanker gediagnoseer. Ek wil jou vra, of jy nie vir my vrou, my Vietnamese vrou en dogtertjie, maandeliks iets sal stuur, dat hulle kan oorleef na my dood nie. Hoe arrogant, sou ek sê. Die vrou, sy ex-vrou sê 'n baie wyse ding. Sy sê, onthou as jy in 'n hotspot gesit word, dan sê jy, laat ek daaroor bid. Sy sê, sy gaan eers daaroor bid. 'n rukkie later bel sy op terug, sy sê vir hom, ek het gebid daaroor. Ek sal na jou dood, ek het met ons 2 dogters gepraat. Ek sal na jou dood, sal ek vir haar geld stuur, sodat sy en jou dogtertjie daar na ons kan kom. Ons het 'n ekstra kamer en ons sal sekerlik vir hulle kos kan gee elke dag. Hulle kan by ons kom bly. Vergifnis is deel van liefde vir jou vyand. 'n tweede voorbeeld van Dawid, wat ek vinnig vir jou lees, in 1 Samuel 26 van vers 8, 9, 11, 13, 9 tot 19. Abisai het vir Dawid gesê, God het jou vyand nou in jou mag oorgegee. Dawid het dit in die kamp ingegaan, terwyl Saul en sy manskappe slaap, hulle het Saul in Saul se tent ingegaan. Laat ek hom, nou sê Abisai, laat ek hom nou sommer hier met die spies in die grond vassteek. Dis nou na die vorige voorval. Ek sal hom nie 'n tweede keer hoef te steek nie. Dawid het vir Abisai gesê, jy moet hom nie om die lewe bring nie, want wie sal sy hand oplig teen die gesalfde van die Here en nog onskuldig wees? Mag die Here my verhinder dat ek my hand oplig teen die gesalfde van die Here, vat net die spies met sy kop, by sy kop en die waterkruik en laat ons hier wegkom. Daarna het Dawid aan die oorkant toe gegaan en op die top van die berg gaan staan, ver weg met 'n groot afstand tussen hulle. Dawid het na die manskappe van Saul geroep, Abner antwoord jy dan nie? En Abner het geantwoord, wie is jy wat na die koning roep? Saul het Dawid se stem herken en gesê, is dit jy wat praat, my seun Dawid? Nou sy kan bestig, my seun Dawid. Dawid het gesê, dit is u majesteit. Hy het verder gevra, waarom agtervolg die koning tog sy onderdaan? Wat het ek gedoen wat verkeerd is? Maar nou moet die koning tog na my luister. As dit die Here is wat u teen my aanhits, bring dan vir hom 'n offer. Maar as dit mense is, vervloek is hulle voor die Here, want hulle het my nou uitgedryf, sodat ek voel asof ek nie meer aan die volk van die Here behoort nie. Dawid was 'n man van God. Dawid was volgens Jesus se woorde in Matteus 5, kind van die Vader en volmaak. Kom ek sluit met Jesus. Jesus leef onder die Romeinse ryk die 3 jaar wat hy op aarde ging, of die 30 jaar wat hy op aarde was. Die Romeine het hierdie uiterste pynlike, vernederende dood teen rebelle en misdadigers. Dit moes as afskrikmiddel dien. Verhoorprosesse was dikwels onregverdig en hastig afgehandel, veral as dit nie 'n Romeinse burger was nie. Pontius Pilatus, wat Jesus onskuldig bevind het, maar hom tog laat kruisig het, om politieke onrus te vermy. Die Jode moes hoë belastings aan die Romeine betaal. Tollenaars het dikwels meer geëis as wat nodig was, wat mense arm en verbitterd gelaat het.
Romeinse soldate kon enige burger dwing om bagasie te dra. Onrus of protes is brutaal onderdruk. Heidense Romeinse simbole en keiserverering is op die Jode afgedwing. Nou in hierdie teen daai agtergrond kom Jesus en hy verkondig 'n ander evangelie. En die mense gryp dit aan. Want hy gaan ons bevry van die Romeine wat Rome met geweld sou verdryf en Israel weer op politiek onafhanklik sal maak. Daar was 'n groepering wat hulle die Zelote genoem het. Jesus het selfs een van hulle as een van sy disippels gekies. Maar die Zelote het geglo aan 'n gewapende opstand. Nou, in ons konteks sou die Zelote die EFF wees. Dan moet aksie wees, dan moet aktiewe opstand wees. Freedom fighters. Maar toe Jesus in hegtenis geneem is en Petrus die swaard opneem, toe sê Jesus, nie hierdie manier nie. Liefde vir die vyand is die manier. Jesus was nie 'n militêre rebel nie, maar vir die Romeine uiters gevaarlik. Want hy het homself as koning voorgestel, maar hulle het nie verstaan nie. Dit was 'n politiese plofbare situasie. Die massas het Jesus gevolg. Daarom die kruisiging. En dan hang hy aan die kruis. En is sy vyand eintlik wat die opdrag gegee. En dan sê hy, Vader, vergeef hulle. Hulle verstaan nie. Hulle verstaan nie. Vir sy disippels het hy gesê, ek bring julle 'n nuwe gebod. Toe die disippels agter hom aangaan en hy hom nie teesit nie, wou hulle teesit. En toe hulle uiteindelik sien maar dat Jesus gaan nie 'n staatsgreep uitvoer nie, toe hardloop hulle almal weg. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jou vyand haat. Dis teen daai agtergrond dat Jesus dit sê, hierdie Romeinse agtergrond. Maar ek sê vir julle, dis 'n nuwe evangelie. Julle moet julle vyande lief hê. Julle moet bid vir die wat julle vervolg. Want dan, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle dan verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie, en as julle net die broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook net so nie? En slaan net die spyker op die kop. Wees julle dan volmaak. As iemand ooit weer vir jou 'n grappie stuur, ons stuur mos mekaar grappies oor die regering, oor ons regering, dan stuur jy vir daai ou terug, baie dankie, jy het my so pas herinner om te bid vir die regering. Ek wil gou die nagmaal uitdeel, maar dan gaan jy moet dit hou vas. Hou vas die nagmaal, die brood en die wyn in jou hand.
want ek wil nog vir jou preek. Ek het dankie. Ja. Voordat ons so toe gaan, tydens die Waarheid en Versoeningskommissie, wat Desmond Tutu nog gelei het, destyds na apartheid nou gegaan het 'n ou swart vrou, wat al ouer as 70 was, opgestaan in 'n verhoor waar 'n offisier, meneer Van den Broek, vergifnis kom vra het. Hy het hierdie vrou se seun en man vermoor. En ergens in 'n afgeleë plek het dit gebeur, hy het hulle daar begrawe. Toe vra hulle vir die vrou in 'n saal soos hierdie, wat wil jy hê? Hoe moet geregtigheid geskied? Sy het stadig opgestaan, want sy was baie oud. Sy het saggies begin praat. Sy het gesê, ek wil 3 dinge vra. Eerstens sal meneer Van den Broek my neem na die plek waar my man en my seun vermoor is. Ek wil graag hulle beendere laat opgrawe en vir hulle 'n begrafnis gee. Tweedens, ek wil vra dat meneer Van den Broek my seun sal word. Of hy 1 keer per maand asseblief by my sal kom tee drink. Want ek het niemand meer vir wie ek my liefde kan uitgee. Derdens het sy gesê, en help my asseblief op, ek wil oor die saal na hom toe stap en I want to hug him, om vir hom te demonstreer dat ek bedoel wat ek sê. Meneer Van den Broek het daai kant opgestaan en begin oorstap na haar en sy die kant opgestaan en die hele gehoor het Amazing Grace begin sing. Toe meneer Van den Broek halfpad is, het hy flou geval. Ek wil hê dat jy in jou hand, jy het in jou hand die brood en die wyn. Jesus het dit gesterf toe sy vyand, sy grootste vyand hom gekruisig. Ek het vir jou in jou blaadjie, jy kan dit nou hier volg, jy kan dit huis toe gaan, 'n gebed geskryf. Jy kan besluit wie joune is. Kom ons noem dit Ben. Vader, ek bring vir Ben na u toe. Ek ontmoet met u om te vra, u moet met Ben ontmoet. Ek erken dat ek nie eintlik vir Ben wil bid nie, want ek is nog te kwaad en te seer en te teleurgestel. Maar ek wil ook, ek weet ook wat die regte ding is om te doen. Saam met Paulus wil ek sê, dit wat ek nie wil nie, dit doen ek, juist dit doen ek. En wat ek wil doen, dit doen ek nie. As my gebed nie opreg genoeg is nie, vergewe my, sien my hart dat ek daarom begin het om vir Ben te bid. Daarom, Here, bid ek eers vir myself.
Ek wil nie vir Ben bid nie, maar ek verander my wil asseblief. Ek kan nie self my wil verander nie. Ek voel te magteloos om dit te doen. Daarom bid ek dat Ben sy lewe totaal aan U sal oorgee. U het met mense in die Bybel ontmoet en hulle lewens was nooit weer dieselfde nie. Doen dit ook vir Ben. Stort U krag van die Heilige Gees oor Ben uit. Breek die bindinge en leuns in Ben se lewe. Genees die seer, vergewe elke sonde. Open Ben se oë vir U waarheid. Gee dat Ben U sal soek. Gee Ben 'n oop en leerbare gees asseblief. Gee ook vir my 'n leerbare gees, Here. Here, ek is een van U ambassadeurs op aarde. Daarom mag ek vra. En ek vra dit vir Ben, ek vra dit vir myself. Verander my hart. En hier is die punt. Here, ek sit met die brood en die wyn in my hand. Dit het U vir my gedoen. Dit is hoe lief U vir my is. Ten spyte van my sonde, ten spyte van my onwilligheid om te verander en om ander lief te hê. Dankie vir die brood en die wyn. Dankie dat U gesterf het, dat U liggaam vir my gekruisig is, dat die bloed vir my sonde gevloei het, sodat daar vergifnis kan wees. En daar was ook vir Ben vergifnis. Hoe kan ek dan nie vergewe en lief hê die Here? Ek vra dit in die naam van Jesus Christus, wat vir my, maar ook vir Ben gesterf het. Kom ons maak net die oë toe. Sit so met die brood en die wyn. Ek gaan vir jou 'n lied speel. En ek wil hê dat jy ergens deur dit die brood en die wyn sal gebruik. Soms so op jou eie. As die lied klaar is, dan sal ek sluit met 'n gebed. Toe ek voel en niemand sien nie, toe ek stil my hart verloor, het U gekom met sagte vrede, soos lig wat deur die donker boer. Ek het gedink ek's weg van U, te ver om weer te hoor. Maar U genade het my gevind, soos 'n vader op my spoor. My hart was swaar, my hande leeg, my kop vol vrees en skuld, maar U het nie van my weggegaan nie, U het my weer gevul. U genade hou my vas, U liefde laat my staan. Here Jesus, U is naby, U dra my deur elke traan. As ek struikel, as ek breek, as ek nog word op my pad, bly getrou, U bly dieselfde, U genade hou my vas. Daar was daar sonder lied, daar was nagte sonder rus. Ek het gesukkel om te glo,
Uitgekyk na ander mense wat so seker kon handel, maar hy het my nie verby gegaan nie. Hy het my hart stil kom verlig. Want genesing kom en oorgee, nie in krag wat ek probeer. Dis wanneer ek stil voor u buig, dat die vrede my weer voel. Die genade hou my vas. Die liefde laat my staan. Here Jesus, U is naby. U dra my deur elke traan. As ek struikel, as ek breek, as ek moeg word op my pad, bly getrou. U bly dieselfde. U genade hou my vas. Hemelse Vader, dankie vir die brood en die wyn. Dankie dat U U vyand lief gehad het, sodat ek vergifnis kon kry. Here, help ons, dis nie maklik nie, om uit te gaan en te gaan leef in die opdrag, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Amen. Baie dankie, daar's lekker eetgoed, koffie en tee as jy tyd het. Vertoef nog 'n bietjie, is lekker om 'n bietjie met almal te kuier.